dink hy is op sy sene wees, hulle van manne knap gee. Goeiemôre allemaal, namens my en die kerkraad, enige besoekers? Kan dit sit? Nee, Oké, afkondigings, sondagsskool, 9 uur en dan die kerkdiens is 9:30 en woensdag gaan ook 'n bidduur, 7 uur en dan al die ma's en pa's en mense wat kindertjies het by die sondagsskool, moenie kinders by die kerk vergeet nie, jy moet 'n halfuur aanbly te oefen. En dan gaan ek so klein saadjies saai van ons as oupas en oumas, so ons weet wat hoe die klein kinders oor ons is, so hulle kom met hulle geheimpies en ons kan hulle raad gee, ons kan hulle help en wederzijds ook, so is God ook ons Vader en ons, wat ons ook sy kinders is ook, wat hy ook oor ons is, so met al ons probleme en wat hy wil sê, kan ons altyd na hom toe gaan. Ok, dan die tiendes, dit is 'n stukkie in Malachi 3 van vers 10. Bring die hele tiende na die skathuis, sodat daar spys in my huis kan wees, en beproef my tog hierin, sê die Here van die leraars, of ek vir julle nie die vensters van die hemel sal oopmaak, en op julle 'n oorvloed seën sal uitstort nie. Ok, dan moet net bid, kan almal staan asseblief. Hemelse Vader, ons is hier op heilige grond, ons is hier so in u gebied, in u huis, Here. Here, ons vra ook vandag, Here, dat die prediker die woord sal spreek soos wat u wil dat dit moet gebeur, en dat elke persoon wat hier is, Here, u sal ontvang wat hy nodig het, Here. U ken elkeen se behoeftes, en elkeen se smaak, en elkeen se nood, Here. Here, laat dit so sal wees, Here. Ons vra alles in die naam van die dierbare Seun Jesus. Ons sê amen en amen. 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 So, ek wil net 2 dinge vanoggend sê. Die eerste ding, Norma, dit blijkbaar die Bybel so die huis verkeerd, sê Johan. Ek moes het net sê, blijkbaar. En, die ander ding vir die van julle wat nie weet nie, as julle daar op die regterkant kyk, is daar 'n man met 'n gitaar wat nie laasweek al was. Dis die burgemeester van Springs. So toe hy laasweek hier instap en toe ons hier buite staan en toe sê hy, nee, maar hy kan so 'n bietjie gitaar speel nou. Jy kan nie vir Susan sê jy kan bietjie iets doen nie. Want sy het voor hy kan bietjie speel, toe sê sy raai donderdag aand. Dan kom oefen ons 'n bietjie. So dit lyk my as jy vir Susan sê jy kan 'n bietjie ietsie doen, dan gaan ek saam met hom opeindig iets gaan doen. So as iets vanmôre verkeerd gaan, julle weet mos nou wie se skuld gaan wees, die nuwe persoon. Maar Jackie is regtig net te veel gehoor oor die gemeente. Omdat hy met baie probleme sit as burgemeester van Springs. Nou, ek weet, laas het ek ook gesê, die burgemeester van Springs is toe iemand na die tyd blijkbaar ernstig met Jackie kom praat, maar is hy regtig die burgemeester kan help. So julle moet maar vanmôre besluit of ek die waarheid praat, of nie, ek sê hy is die burgemeester. Gaan sorg om uit, almal in Springs blyk. Is ons reg. En dan kan ek dalk maar net vanmôre sê, wil jy net my nou volgens so dat ek sien nie so melding, ekskuus. Daar staan sy agter. Sy het gisteroggend wakker geword en dis al die geluide van die oggend. Het sy Susan se stem hoor sê dat sy moet intree. En ek wil dit maar deel vanmôre, dat almal net verstaan dat gebed en die hand van die Here is tog nog maar besig om ons terug te stuur. En toe sy Susan se stem hoor, toe begin sy te bid. En gisteraand so 8:30 toe sê ek vir my vrou vir baie sleg. En ek het regtig vir 'n oomblik nie geweet waar ek is nie. Dit was regtig baie te mekaar. En toe vat sy saam my broeder, toe sy broeder so 190 of 110. En nou sê ek eers vir my, as sy nou nie gebid het nie, was dit dalk vanmôre by die Here. So nou weet ek nie of ek vanoggend moet bly wees, dat ek nog hier staan, want
fisies na omtrent 5 minute, toe is my bloeddruk 137 op 87 wat 100% reg is. So ek wil die Here eer vanmôre gee. Al is dit dan net vir my, omdat die Here my gehou het en gedra het, omdat ek gisterand so saam gesê ek dink ek is nou klaar hier. Ek was so 'n bietjie rof geweest gisterand, 190 op 109 is nie grap. So ek is dankbaar vir dit. So baie dankie ook wel vir jou gehoorsaamheid aan die stem van die Here. Amen. Die graf is leeg en die doeke lê. Glo jy dit vanoggend? Is dit die regte een? Is dit 'n verkeerde plek? Ja, ek is verkeerd. Die profesie. Dit is die profesie. Nee, ek weet, ek staan verkeerd en vroeg my skies. My vrou is altyd reg, man. My vrou is altyd reg. Laat ons gaan, kom. Fundament waarop die kerk van God gebou is. Hy is die seun van God en hy het opgestaan. Halleluja. Daar staan hy op by die graf. Triomfeer oor al die vyandsmag. En hy verrys oorwinnaar van die dood en hel en hy leef as koning. Daarom is hy vanmôre ook 'n koning. Daarom is hy vanmôre ook 'n priester in die hand van 'n lewende God uit, omdat Jesus Christus, die seun van God, opgestaan het uit die dood. Breek met vanmôre iets verstaan, kind van die Here. Die onmoontlikheid vir die mens was die dood. As jy met die dood kontak maak, is die onmoontlikheid realiteit vir jou. Daar is nie 'n ander oplossing vir die dood totdat Jesus Christus kontak gemaak het met die doderyk. Amen. Nou is daar 'n ander oplossing vir jou. Jy hoef nie te sterwe nie. Jy kan in alle ewigheid lewe, want hy het die sleutels van die poorte van die doderyk. Hy is die weg, die waarheid, die lewe, en hy is die opstanding. Daar was geen antwoord vir dood nie, maar nou is daar 'n antwoord vir dood. Sy naam is Jesus Christus. Halleluja. Hy is die lewe. Daar staan hy op in die graf. Halleluja. Prys die
leef. Hy is die Alfa en die Omega, kind van die Here. En in die naam van Jesus Christus sal die duivels beweeg, siekes sal gesond word, daar sal verlossing wees. In die naam van Jesus Christus. Gloei dit vanmôre. Dan moet jy nooit ophou die naam van Jesus uitspreek. Vir jou geliefdes, jou familie en die wêreld daar buite. Amen. Amen. Jesus Christus. Dis die naam wat my gered het. Dis die naam wat jou gered het. Amen. Dis die naam wat jou verlos het. Dis die naam wat jou vrygemaak het. As die Bybel sê, ek die Here jou God verander nie, dan is dit dieselfde naam wat die mense in hierdie uur sal vrymaak, verlos en lief maak. Want hy kan nie verander nie. Daar is nie 'n ander naam wat in die mens gegee is, behalwe die naam van Jesus Christus. Daar is nie 'n naam wat sy gelyk in die hemel het. Daar is nie 'n naam wat sy gelyk op hierdie aarde het. Dit is die naam van Jesus. Hallelujah. The name of Jesus. I want to speak the name of Jesus. Gaan jy met geloof sing vanmôre, kind van die Here. Hallelujah. The name of Jesus. The name of Jesus. Desire
hy vanmôre, Here. Waardig is hy vanmôre. Karabadasia barabadia kotaremania tarobodi. Yakitiribadia siabokotarebadisia bokotu. Yikitiremania tarabadaya siaboso. Yakatarabadaya titaramonosia bakati. Lekatiremanasia bakatarabadai. Yekitiribadisia bokotiri. Yekitiremanasia bakatarai. Yakikitiria tarabadaya siabokoto. Ikitirremanaya siya bakatiri. Ek kyk vanmôre spreek die Here. Het ek nie dan die ewige lewe gegee nie? Is ek nie die een wat jou eerste lief gehad het en jou nader na my kruis getrek het nie? Is ek dan nie die een wat jou nader getrek het en jou gehou het tot op hierdie dag en hierdie tyd en hierdie uur nie? Daarom sal ek ook die een wees wat jou deurdra tot op die dag wanneer die basuine blaas. Is dit nie ek wat in my huis lewe gegee het nie? Is dit nie ek wat hoop in jou lewe gegee het nie? Is dit nie ek wat jou geloof aan is vanmôre nie? Is dit dan nie ek wat 'n lewegewer is wat vir jou alles gegee het nie? Al wat ek vanmôre van jou vra, jy wat my kind is, wat ek afgesonder het vir my plesier, is kom jy na my toe en gee jouself dat ek jou kan gebruik. Gee jou hart vir my, dat ek dit kan gebruik, dat ek myself kan verheerlik in jou lewe. Moenie jou hart vanmôre van my af weghou nie. Gee vanmôre dit wat jy het. Is ek nie die God wat vermeerder nie? Is ek nie die visies vermeerder nie? Is ek nie die brood vermeerder? Is ek nie die een wat sal vermeerder as jy vanmôre vir my gee nie? Daarom moet jy niks van my terughou vandag nie. Gee vir my, want ek sal dit vermeerder, spreek die Gees van die Here, Here. Halleluja. Here, dat U ons help om oorgawe en ons te dra om die oorgawe aan God te gee. Bid U vanmôre dat U sal doen, Here, wat U beloof het om te doen. Dat wanneer ons gee, dat God sal vermeerder. Ek prys U vanmôre. Kind van die Here, jy kan net so staan en die Here 'n paar oomblikke aanbid. Pastoor Willie, Pastoor vir ons vorentoe kom asseblief. Here, ons wil die eer vanmôre. Ek wil vanmôre gee, Here, alles wat ek is. Here, alles in my gebrek wil ek gee. Here, wanneer U hier het gekom dat God sal vermeerder. Here, U sal vat wat ek gee. En as hy dit vermeerder, en hy sal homself verheerlik, omdat hy God is, omdat hy Christus is, omdat hy die Seun van God is, Here. Wil ek U prys vanmôre, wil U eer vanmôre, Here. Loof my God, Here, naam van Jesus Christus.
Goeiemôre. Ja. Dis die Here. Dis lekker om weer vanoggend hier in die huis van die Here te wees. Om lof te sing tot eer van sy naam. Om hom te eer en hom te aanbid. Die koning van die konings, die naam bo elke naam. Die enigste naam wat vir ons gegee is om te red en te verlos. Jesus. Kom ons staan en dan loof ons hom en prys hom vir Vader. Halleluja. Heer, almagtige God en Hemelvader, dankie Here vir die geleentheid om U te kan loof en te kan prys, U te kan aanbid. Here, gee dit alles wat ons sal sê en doen, dit tot eer en verheerliking van U naam sal wees. Want al die lof, die eer en die heerlikheid kom U toe. Word verheerlik in ons midde vandag. In Jesus naam. Amen. Ja. As julle kan onthou het ons 'n paar jaar terug af die begin van die jaar vir mekaar gesê dat nie maklik sal gaan nie. En in hierdie jaar wat voor ons staan, is dit so. Die aanvalle is weer en dit is ook meer intens as wat dit in die tevore was. Die dinge wat in die wêreld gebeur is verskriklik en afgryslik. Die wetteloosheid is so erg dat geen mens meer veilig is. Die mense en sommige predikers is besig om God openlik uit te tel en teen sy wil te doen. Paulus skryf in 2 Tessalonisense 2 vers 11. En daarom sal God hulle die krag van die dwaling stuur om die leuen te glo, sodat almal geoordeel kan word wat die waarheid nie glo nie, maar behaag gehad het in die ongeregtigheid. In 2 Timoteus 4 waarsku Paulus ons, hy sê, ek besweer julle dan voor God en die Here Jesus Christus, wat die lewende en die dode sal oordeel by sy verskyning en sy koninkryk. Want daar sal 'n tyd wees wat hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar omdat hulle in die gehoor gestreel wil wees, vir hulle menigte leraar sal versamel volgens hulle eie oorspelikhede. En die oor sal afkeer van die waarheid en hulle sal wend tot fabels. Maar wees jy in alles nigter, ly verdrukking, doen jou werk van 'n evangelis, vervul jou bediening. Geliefdes, dit is presies wat vandag gebeur. Hulle stel nie belang in die waarheid nie. Predikers wil nie die waarheid verkondig, want hulle is bang hulle verloor geld. Hulle bekommernis is geld. Hulle gee nie meer om vir siele wat verlore gaan. Hulle bekommernis is geld. Paulus skryf, verkondig die woord tydig en ontydig, weerlê, bestraf en vermaan. Doen die werk van 'n evangelis, vervul jou bediening. Hierdie boodskap vandag is seker meer vir my as vir enige iemand anders.
Maar kom ons kyk maar na die bord hier op ons linkerkant. Julle linkerkant, hy regterkant. 'n Direkte opdrag van Jesus af. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. En leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Gaan ons dalk eendag skuldig staan voor hierdie skrif. Ek sal nie kan sê ek het nie geweet nie, want ons was toegerus. Efesiërs 4 vers 11. En hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, tot opbouing van die liggaam van Christus. Totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus. Geliefdes, deur die jare is in hierdie gemeente Sondag vir Sondag die waarheid verkondig. Ons het kennis ontvang in die woord. Ons word toegerus om dienswerk te doen vir Jesus. Om die werke wat Jesus gedoen het hier op die aarde voort te sit. Ja, om die werke van die Bybel te verbreek. Maar wat maak ons met hierdie kennis? Gebruik ons hierdie kennis om die evangelie te verkondig? Is ons gehoorsaam aan die opdrag wat Jesus ons gegee het om te gaan en disippels te maak? Of wag ek maar vir die regte geleentheid om op te tree? Die gemeentes waar die waarheid verkondig word al kleiner, want baie mense word weggetrek na die plekke waar daar lekker shows is en hulle in die oor gestreel kan word. En ek sit agteroor en wag vir die regte geleentheid. Het dit dan nie weer tyd geword dat ons bietjie selfintrospeksie doen nie en weer uit te reik na mekaar? Kom ons gee om vir mekaar en wees lief vir mekaar en bid vir mekaar. Jesus het in die laaste gedeelte in Matteus 25 gesê, as julle wil kan julle Bybel blaai, dan lees ons saam. Matteus 25 vanaf vers 31. Jesus het in hierdie gedeelte gesê, en wanneer die Seun van die mens in sy heerlikheid kom met al die heilige engele saam met hom, dan sal hy op sy heerlike troon sit. En voor hom sal die nasies versamel word, en hy sal hulle van mekaar afskei soos die herder sy skape van die bokke afskei. En die skape aan sy regterhand en die bokke aan sy linkerhand. Die koning sal aan sy regterhand sê, kom, julle geseëndes van my Vader, beerf die koninkryk wat vir julle voorberei is van die grondlegging van die wêreld af. Ek het honger gehad en julle het my te ete gegee. Ek het dors gehad en julle het my te drinke gegee. Ek was 'n vreemdeling en julle het my herberg gegee. Ek was naak en julle het my geklee. Ek was siek en julle het my besoek. Ek was in die gevangenis en julle het na my gekom. Dan sal die regverdiges hom antwoord en sê, Here, wanneer het ons u honger gesien en gevoed? Of dors en te drinke gegee? En wanneer het ons u 'n vreemdeling gesien en herberg gegee? Of naak geklee? En wanneer het ons u siek gesien of in die gevangenis en na u gekom?
En die koning sal antwoord en vir hulle sê, voorwaar ek sê vir julle, vir sover julle dit gedoen het aan een van die geringstes van hierdie broeders van my, het julle dit aan my gedoen. Dan sal ek ook aan die aan sy linkerkant sê, gaan weg van my julle vervloektes, in die ewige vuur wat berei is vir die duiwel en sy engele. Want ek het honger gehad en julle het my nie te ete gegee. Ek het dors gehad en julle het my nie te drinke gegee nie. Ek was 'n vreemdeling en julle het my nie geherberg gegee nie. Naak en julle het my nie geklee nie. Siek en in die gevangenis en my nie besoek nie. Dan sal hulle ook hom antwoord en sê, Here, wanneer het ons hier honger gesien, of dors, of vreemdeling, of naak, of siek, of in die gevangenis en nie gedien nie? Dan sal hulle antwoord en sê, so waar ek sê vir julle, sover julle dit gedoen het aan een van hierdie geringstes, het julle dit ook nie aan my gedoen. En hulle sal weggaan in die ewige straf, maar die regverdiges in die ewige lewe. Mense, ons moet oppas. Hierdie woorde is ewig die waarheid. Maar ons, soos gewoonlik as dit by straf kom, is die mense geneig om te sê, maar God is liefde. En ons dien 'n God van liefde. En ja, ek stem saam, ons dien 'n God van liefde. Maar ons moet ook onthou, God se regverdigheid sal nooit, God se liefde sal nooit sy regverdigheid oorskry. Wat geskryf is geskryf, en dit sal gebeur. Jesus het ook in die volgende, in Matteus 7 vers 21 tot 24 gesê, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemel nie, maar hy wat die wil doen vir my Vader, wat in die hemel is. Baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, ons het in U naam geprofeteer, en in U naam duiwels uitgedryf, en in U naam baie kragte gedoen. Dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken, gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk. Verskriklike woorde. Elkeen wat dan in hierdie woorde van my luister en dit doen, hom sal ek vergelyk met 'n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het. In hierdie gedeelte het ek hoeveel kere al hieroor gelees en deurgelees. Maar hierdie keer, toe ek voorberei het, ek 'n openbaring gekry. Want ek het besef, dis nie maar net 'n rots nie, maar dis die rots. En dit vat my terug na die gedeelte in Matteus 16 waar Jesus sy disippels gevra het, wie sê hulle is ek? En Petrus het hom geantwoord, U is Christus, die Seun van die lewende God. En Jesus antwoord hom, dat vlees en bloed dit nie aan hom geopenbaar het nie, maar die Vader wat in die hemel is. En ek sê vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my gemeente bou. En die poorte van die doderyk sal dit nie verweldig. Prys die Here. Geliefdes, as jy verstandig is, sal jy jou huis op hierdie rots bou, Jesus Christus. Daar is vir ons net een fondasie gelê, Jesus Christus. Laai vir my julle Bybels na 1 Korintiërs 3. Asseblief. 1 Korintiërs 3. Almal daar.
Let op wat skryf Paulus hier. Want ons is medewerkers van God, die akker van God, die gebou van God is julle. Ons is medewerkers van God en kan ons nie passief sit en wag dat iets moet gebeur. As medewerkers van God moet ons eerstens gehoorsaam wees aan sy woord. Soos wanneer hy daar sê, Mattheus 28:19, gaan dan heen en maak disippels. Sal ons dan wel gaan? 1 Korintiërs 3:9, want ons is medewerkers van God, die akker van God, die gebou van God is julle. Volgens die genade van God wat aan my gegee is, het ons soos bekwame boumeesters die fundament gelê. En 'n ander bou daarop, maar elkeen moet oppas hoe hy daarop bou. Daar is vir ons net een fundament. En ons moet daarop bou. Want niemand kan 'n ander fundament lê as wat daar gelê is. Dit is Jesus Christus. En as iemand op die fundament bou, goud, silwer, kosbare stene, hout, hooi, stoppels, elkeen se werk sal aan die lig kom, want die dag sal dit aanwys, omdat die vuur openbaar gemaak word. En die vuur sal elkeen se werk op die proef stel, hoe danig dit is. As iemand se werk bly staan, wat hy daarop gebou het, sal hy loon ontvang. Ons is duur gekoop deur die bloed van Jesus. Ons behoort aan hom. Daar is geskrywe, al die siele behoort aan God, maar die siel wat sondig moet sterf. Daar is net een fondasie, en dit is Jesus Christus. Hoe bou ek daarop? Verkondig ek die koninkryk van God? Verkondig ek die evangelie van Jesus? Jesus het in Mattheus 6:33 gesê, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Is ek vandag besig om die koninkryk van God te soek met my hele hart en met alles wat in my is? Jesus het gesê, in die huis van my Vader is daar baie wonings, en ek gaan om vir julle plek te berei. Dit is nie die koninkryk wat ons moet soek nie. Dit is 'n ewige koninkryk. Die koninkryk wat ons moet soek, is die koninkryk van nou, vandag. Mattheus 3:2, het Jesus in gesprek en gesê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom. Mattheus 4:23, en Jesus het deur die hele Galilea rondgegaan en hulle sinagoges geleer en die evangelie van die koninkryk en elke siekte en elke kwaal onder die volk genees. En die onsse Vader bid ons, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemele, ook hier op die aarde. Mattheus 10:7, en gaan spreek en sê, die koninkryk van die hemele het naby gekom. Mattheus 1:15, die tyd is vervul en die koninkryk van God het naby gekom. Bekeer julle en glo die evangelie. Lukas 11:20, sê Jesus, maar as ek deur die vinger van God die duiwels uitdryf, dan het die koninkryk van God waarlik by julle gekom. Lukas 17:21, en hulle sal nie sê, kyk hier of kyk daar, want die koninkryk van God is binne. Handelinge 8:12, maar toe hulle Filippus geglo het, wat die evangelie aangaande van die koninkryk van God in die naam van Jesus Christus verkondig het, is hulle gedoop, manne sowel as vroue. Halleluja. Ons moet die evangelie
evangelie van Jesus verkondig, sodat die siekes gesond word en die blindes sal sien en die krepeles sal loop en die dooies opgewek sal word. In hierdie gemeente is daar soveel wonderwerke gebeur. Maar ons mis dit baie keer en ons sien dit nie raak nie. En vergeet wat gebeur het. Ek kan dink, ek self getuienis hoe die Here my deurgedra het. Dr. David, Johan, so kan ons die name noem. En ons mis dit. Wat die Here alles vir ons doen. Ons sien dit nie raak nie. Maar al het ons vergeet ook. Ons gebede word verhoor. Ek dink, is laas week 'n dametjie hier in die kerk. Sy was nog 'n kind, 'n klompie jare terug. Sy het verskriklike aanvallende siektes gehad. En dat die ambulans haar elke keer moes kom haal in die hospitaal, het sy tyd in die hospitaal gespandeer. En laas week toe sy hier kom, toe wou sy my om verkoning kon vra, omdat my hond daar gebyt het. En ek besef, en sy sê vir my dat sy het nie meer aanvallende siekte nie. Soveel jare terug wat ek hulle gesien het. Sy is gesond. En sy is nou 'n ma van 'n kind wat nou 2 jaar oud is. Kan ons die Here prys. Kan nie soos gewoonlik dat die pastore en die ouderlinge vir julle bid nie. Ek wil graag vandag hê dat elkeen moet uitstap na iemand toe en dat ons vir mekaar bid. Elkeen stap uit, nie na jou man of jou vrou toe, jy stap na iemand toe en gaan dan bid jy vir daai persoon en dat daai persoon dan ook weer vir jou bid. So as julle dit vir my sal doen, van het baie reis die Here. Kom ons bid vir mekaar. Ons wees lief vir mekaar.
en ons gee hom van mekaar. Baie dankie. Baie dankie. Lukas 22 vers 15. En hy sê vir hulle, ek het baie sterk daarna verlang om hierdie Pasga met julle te eet voordat ek ly. Want ek sê vir julle, ek sal sekerlik nie meer daarvan eet voordat dit in die koninkryk van God vervul is nie. En toe hy 'n beker geneem het, dank hy en sê, neem dit en deel dit onder julle. Want ek sê vir julle, ek sal sekerlik nie drink van die vrug van die wynstok voordat die koninkryk van God gekom het nie. Daarop neem hy brood en nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit aan hulle en sê, dit is my liggaam wat vir julle gegee word. Doen dit tot my gedagtenis. Neem en eet. Net so neem hy ook die beker na die maaltyd en sê, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, wat vir julle uitgestort word. Jesus self het die nagmaal ingestel, heilige sakrament. Nagmaal wat ons so dikwels dit gebruik, ons Jesus se dood en sy opstanding verkondig. Kom ons sluit hierdie oor. Here, almagtige God en hemelse Vader, wat 'n wonderlike voorreg my God om vandag hier in U teenwoordig te wees en Here dat ons hierdie nagmaal kan gedenk aan U, Here. Here, dat ons U altyd sal onthou, dat ons altyd sal weet wat U vir ons gedoen het. Here, ons vra dat U die nagmaal sal seën, my God, en so ek elkeen wat dit gebruik. Here, want U is ons God, U is ons verlosser, U is ons heiligmaker, en U is ons redder. Ons loof U daarvoor en ons prys U, en ons bid dit in Jesus naam. Amen.
So, niemand oorbeslaan nie. Kan ek asseblief vir Prof Pieter vra om vir ons af te sluit? Dis ook maar het almal gekry van die almal Driemaal heilige God en Hemelvader, wat 'n voorreg was dit nie vandag om in die huis van die Here te kom verkeer nie. Dankie Here vir die wonderlike lieflike salwing, die teenwoordigheid, die werking, die gawes, die woord, die tafel. Here, wat 'n voorreg het ons nie bo biljoene mense om vandag hier in die teenwoordigheid te kon vergader het nie. Vader, ons wil vir U sê dankie vir Jesus. Dankie vir sy bloed, dankie vir sy liggaam. Dankie vir die Heilige Gees wat ons vanmôre hiernatoe getrek het. Here, ons bid vanmôre vir mekaar. En ons bid dat die liefde van Golgotha ons by mekaar sal hou in die naam van Jesus. Word verheerlik in alles wat ons doen of sê, wandel of optree, Here, is ons kinderlike gebed in die naam van die Here. Baie dankie weer eens vir die woord, die gawe, Here, waarsonder ons nie kan klaarkom nie. Ons prys U daarvoor in Jesus naam. En al die kinders van die Here sê amen en amen.